Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 52 van ons reeks oor jou identiteit in Christus en ek het met ons vorige boodskap die fondasie gelê uit Hebreërs 8 vers 12 dat God se woord lewend en kragtig is. Maar dat dit ook vir ons die onderskeid kan tref van wat in ons gees is en wat in ons siel is, oftewel ons gedagtes. Die woord van God is die spieël waarin ons moet kyk om ons gees te reflekteer. As ek byvoorbeeld wil weet hoe my hare lyk, dan gaan kyk ek in 'n fisiese spieël in die badkamer. Maar as ek wil weet hoe lyk my gees, dan gaan kyk ek in die woord. Dis die spieël van my gees. Nou vandag wil ek begin om te deel oor die krag en autoriteit van God wat binne in ons is. Wat deel is van ons wedergebore gees. Blaai asseblief saam met my na 'n baie bekende skrifgedeelte en dis in Efesiërs 3 vers 20. Hy lees in die ou vertaling so: En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. En meeste van ons ken hierdie gedeelte van die vers. Ja, ek het self baie lank gedink dis waar die vers eindig, want dis gewoonlik al wat gelees word. En ons amen en halleluja lekker maklik hierop, want meeste mense glo daarom dat God daartoe in staat is om te doen alles wat hulle kan bid of dink, of selfs nog meer. Ons het daarom nie 'n probleem daarmee nie. Maar dis nie waar hierdie vers eindig nie. Die vers gaan verder, kom ek lees hom hierdie keer heeltemal. En aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God kan en God wil baie meer doen as wat jy kan bid of dink. Maar hier is die ding. Hy doen dit volgens die krag wat hy binne in my en jou gedeponeer het. Hy het die vermoë om kragtige wonderwerke te doen binne in ons geplaas. Hoor weer wat sê die woord. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. God het die mag. Maar dit wat gaan manifesteer in ons lewens, is volgens die krag wat in ons werk. Volgens die krag van die Heilige Gees wat een geword het met ons gees by wedergeboorte, wat nou binne in ons is. Hoor hoe vertaal die Nuwe Lewende Vertaling dit? Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Hy het die mag, maar hy werk deur die krag wat in ons is. Hoekom? Want in Genesis 1 het God aan ons die autoriteit en heerskappy gegee op aarde. En daarmee saam het hy aan ons eie wil gegee. En hy kan nie teen ons wil kom inmeng en ons manipuleer soos poppe aan die einde van 'n tou nie. En nou weet ek, baie mense sluk dalk na hulle winde as ek die woorde gebruik, God kan nie. God is dan almagtig, hy kan enigiets doen. Wel, ek gaan met jou verskil. God kan byvoorbeeld nie lieg nie. God kan ook nie ontrou wees of onregverdig wees nie. So daar's 'n paar dinge wat God nie kan doen nie. En nog een van hulle is om my en jou wil te verontagsaam of dood te druk. Hy kan dit eenvoudig nie doen nie. Want hy het dit vir ons gegee, sodat ons, nommer 1, om uit ons eie vrye wil en keuse kan lief hê, want liefde sonder keuse is nie liefde nie. En nommer 2, sodat ons kan heers oor sy skepping. Jy stem dalk nie my saam nie. Wel, kom ons begin by die begin. Die tuin van Eden. As daar nou ooit 'n geleentheid was, wat dit absoluut tot God se voordeel sou wees om die mens se eie wil te manipuleer, dan sou dit hier gewees het. Die direkte gevolg van Adam en Eva se eie wil, was dat God sy eie seun moes offer om te herstel wat hulle verwoes en weggegee het. Dink jy nie as God kon, so hy daar ingegryp het en dit betyds stopgesit het nie? Hy het verseker geweet wat in die gang is. Dis nie omdat hy weg was of omdat hy geslaap het en toe hy terugkom toe sê hy, oeps, hulle het van die boom geëet. Nee, hy het presies geweet wat dit aangaan. Maar soos hy daardie dag nie autokraties kon inmeng nie, so kan hy dit ook nie vandag doen nie. En daarom is sy krag binne in ons, sodat hy deur ons wil en samewerking in geloof, dit kan doen waarvoor ons glo. Dis vir hierdie selfde rede hoekom Jesus as 'n mens moes aarde toe kom. En Paulus verduidelik dit baie mooi in Romeine 5 en 6. Maar omdat 'n mens die mag en autoriteit weggegee het en sonde in die wêreld ingebring het, moes God as 'n mens kom
om sonde en die vyand te oorwin as 'n mens, sodat hy weer vir die mens kan teruggee wat Adam weggegee het. Anders kon God net vanuit die hemel gesê het, ek vergewe julle en ek kanselleer al julle sonde en ons begin oor. Maar hy sou totaal en al teen sy eie woord en sy eie integriteit en geregtigheid opgetree het as hy dit sou doen. En vir daai presiese selfde rede het hy deur sy Heilige Gees sy krag binne in ons gesit, sodat dit in samewerking met ons wil deur geloof kan manifesteer. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê die volgende: Want in hom, en dis Jesus, want in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En niemand van ons het 'n probleem om dit te glo nie. Jesus is die volheid van die Godheid. Vader, Seun en Heilige Gees is een, en Jesus is alles wat God of die Heilige Gees is. Maar dan kom vers 10. En julle het die volheid in hom. So. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ek en jy, as wedergebore seuns en dogters van God, het die volheid van God in ons, deurdat ons in Jesus is. Die volheid, nie 10% of 30% nie, die volheid. Dit is wat die woord sê. As jy in Jesus is, het jy die volheid van die Godheid. Die vraag is dis nie of ek en jy enige krag in ons het nie. Want in ons gees het ons alles wat Jesus het. Die vraag is, kan ek en jy dit glo? Want geloof is hoe dit wat in jou gees is, gaan manifesteer in die fisiese. Geloof is hoe ons toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan, en dis Romeine 5 vers 2. Geloof in wat in ons gees is, en wat God deur ons wil doen, en om daardie geloof te spreek, is hoe ons, soos Jesus, siekes gaan gesond maak, depressie gaan verslaan, en die goedheid van God gaan sien manifesteer in ons elke dag lewe. Jesus moet ons voorbeeld wees, nie mense om ons nie. Hou op om te kyk of die een of daai een dit of dat kan doen. Moenie kyk na jou pastoor en kyk hoeveel siekes hy gesond maak of nie gesond maak nie. Kyk wat sê die spieël van jou gees. Kyk wat het Jesus gedoen en dupliseer hom. Want jy's nou in Jesus. Jy's geroep om 'n disipel van Jesus te wees. En Jesus se disipels het in sy tyd hom gedupliseer. Sy krag werk in en deur jou. Ver bo dit wat jy kan bid of dink. Sjoe, Here, wat 'n woord. Wat 'n kragtige woord. Here, in my woorde skiet ver te kort om dit reg te verduidelik, maar ek vertrou vandag u Gees. Om dit wat u woord wil spreek in mense se lewens, dat u Gees daai waarheid sal oordra. In liefde en in oortuiging. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. As jy dalk bietjie meer besonderhede oor ons bediening wil hê, is jy welkom na ons webwerf toe te gaan by injesus.co.za, of jy kan op ons podcast na ons vorige Bybelstudies toe teruggaan as jy wil, ook in Jesus Bybelstudie, of op ons YouTube onder In Jesus Ministry. Onthou maar net, elke keer as jy ons Google, in Jesus is een woord. Shalom.